Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Ek is nou jammer, hier staan nie 'n rooi karretjie hier voor die kerk nie. Vir die wat nie weet nie, ek was een van die 5 ouens wat die kar kon wen daar by Spar gister. Baie opgewonde geweest, maar ja, dit is nou maar hoe die lewe loop. Blykbaar het ek gehoor die persoon wat dit gewen het, dit bitter nodig gehad, so prys die Here daarvoor so. Maar ja, ek dankie vir almal wat aan my gedink het ek kan daarom met 'n nuwe karretjie rondry. Ja, eintlik ek is meer seker Louis, maar in elk geval, maar dit is hoe die lewe werk. En dit was ook nogal lekker om sommer so 'n bietjie van te hê met dit. Vriende, maar welkom vanoggend. Dit is nagmaal. Ekskuus, ons het die nagmaalsdatum 'n week vroeër gemaak as gevolg van die kinders se toer wat ons uitgeruil het wat nou eers volgende naweek kan plaasvind. So ons kinders met die Kaapse toer, ons belydensklas gaan 'n bietjie Kaap toe. Ons gaan besoek straatwerk en ons besoek ook Drakensberg tronk se jeuggevangenis. So dis 'n lekker vol naweek. Ons en Wesgemeente doen dit saam. Dominee Jan gaan hierdie jaar saam. So ja, so ons gaan 'n bietjie Kaap toe volgende naweek en Dominee Gerard van Skalkwyk gaan die erediens dan volgende week hier by ons lei. Hy's 'n ou bekende hier by ons, so ons ken hom. Maar dit is nog steeds katedese, so dis nie 'n afnaweekie. So daar gaan wel vir die ander grade asseblief let net daarop, daar is katedese wel volgende Sondag. Maar vriende, hierdie is 'n besondere Sondag vanoggend want dit is die verheerlikingssondag soos ons in die kerklike jaar praat. Dis die einde van Epifanie en die begin van lydenstyd. So volgende Sondag is die eerste Sondag in lydenstyd. Daarom het ons dan ook die komende week as Woensdag viering. So vir baie van julle gaan dit miskien vreemd klink. Ja, hoe hou jy nou in die middel van die week kerk? Maar die vroeë kerk en by name ook die Katolieke kerk en ook onder die Engelse kerke vier as Woensdag is een van die woensdae wat lydenstyd eintlik begin. Ons het op die nuusbrief so 'n mooi verduidelikingkie gesit hoe ons by die 40 dae uitkom want dis nou 40 dae tot en met Paasfees. Dis hoekom ons dit op die Woensdag vier, maar jy reken nie, die vroeë kerk het nie die Sondag tussenin gereken nie. Dis hoekom as jy dit mooi uitwerk, dan is dit presies 40 dae sonder die Sondag, dan is dit Paasfees. So kan jy dit glo, ons is alweer daar in die jaar. Maar ek wil vir jou uitnooi, kom kyk hoe lyk dit. Dit gaan 'n bietjie 'n ander vorm wees as 'n erediens soos wat julle gewoond is, maar dit is 'n viering. Dit is die begin van lydenstyd. So eerskomende Woensdag aand aan 6:30 is ons hier in die kerk, gaan ons as Woensdag vier. Ons het dan ook hierdie week dan nou Bybelskool en Bybelstudies, maar ek nooi regtig julle uit om as Woensdag saam met ons hierdie komende week te kom vier asseblief. Dan vriende, het jy die afkondigings gekry en ons sirkuleer dit, so as daar navraag is, laat weet maar vir ons by die kerkkantoor, as jy nog nie 'n nuusbrief kry elektronies of e-pos of WhatsApp nie, laat weet vir ons asseblief, daarop, ons is so bietjie besig om so bietjie, kan ek die Engels gebruik, paperless te gaan, papierloos, 'n bietjie minder papier te gebruik, want dit is baie handig om dit elektronies op jou foon te kry, of op jou rekenaar, so, indien jy nie die nuusbrief ontvang het, moet jy weet daar so 'n bietjie, ons het nie jou adres nie, of jy's nie op die groep nie, so laat weet asseblief die kerkkantoor. Vriende, ons gaan begin, voor ons begin, ons het 'n doop ook vanoggend, so hou vas, is 'n lekker vol Sondag, ons het nagmaal, ons het doop, Driekus en Simonai gaan kyk vir 'n klein Leaatjie later doop, ons gaan dit sommer aan die begin van die diens doen, en net daarna gaan ons aangaan met die diens, en dan die nagmaal is aan die einde. So indien daar besoekers vanoggend by ons is, hier in die middel en voor by die voorportaal is die nagmaal, so jy kan gerus vir jou 'n nagmaal glasie gaan haal, druiwesap of wyn. Die deurskynende glasies is druiwesap, die rooies is wyn en dan 'n broodjie. So ons deel dit nie uit nie, ons deel dit sommer voor die tyd uit. So. Baie dankie. Kom. Vriende, as ons by mekaar is en ons herinner mekaar hoekom ons vanoggend hier by mekaar is, dan wil ek jou uitnooi om daar waar jy sit vir 'n oomblik stil te raak. Voordat ons nou hierdie erediens gaan begin en saam sing en saam dinge beleef en ervaar, wil ek vir jou nooi om stil te raak. Om net so 'n bietjie jou gedagtes agter mekaar te kry. Baie van ons het miskien hierna toe gekom met verskillende dinge in ons kop. Goed wat jy nog moet gaan doen, wat jy die week wat voor lê. Ek wil hê ons parkeer 'n bietjie daai gedagtes en ons word stil voor die Here as ons in hierdie oggend voor hom verskyn.
Kom ons word stil voor hom. Here, ons God, vanmôre kom ons as 'n gemeente en ons kom kniel voor U, ons knak ons knieë letterlik, Here. En ons buig ons hoofde, want Here, ons is in U teenwoordigheid, in U alomteenwoordigheid, in U heiligheid. Dankie dat ons vanmôre die voorreg het om 2 sakramente te kan bedien hier in die erediens. 'n Doop en die nagmaal. Mag ons opnuut vanmôre mekaar herinner hoekom ons hier is. Mag ons opnuut vir mekaar nader trek en moed inpraat en vir mekaar verseker dat U getrou is, dat U lewendig is en dat U opgestaan het en dat U, Here Jesus, aan die regterhand van die Vader sit en regeer. Here, mag ons opnuut dit vanoggend beleef en ervaar. Amen. Geliefdes, wees gegroet met die wonderlike woorde genade en vrede vir julle en mag julle vandag daardie vrede saam met ons beleef. Amen. Vriende, voor ons nou gaan saam sing, het ek gevoel ons gaan sommer nou die doop hanteer en dan gaan ons sing en oorgaan in die res van die erediens. Baie welkom hiervoor. Baie dankie dat julle hier is en dat, slaap sy, wonderlik. Hoopie sy raak wakker as ek nou gaan doop, maar dit is deel van dit. Driekus Simonai, julle het gehoor waaroor die doop gaan. Die doop is in sy wese God wat kom sê, jy behoort aan my. Ek het 'n verbond gesluit, jare, duisende jare terug, en te sê, ek wil vir jou God wees, jy moet vir my 'n volk wees. Daar lees ons in die Ou Testament van Abraham. En daarom is die doop vir ons 'n belangrike gebeurtenis in 'n kind se lewe, maar ook in ouers se lewe. En ek wil daarom vir julle vra vanoggend, wanneer julle voordat julle haar doop, net op die volgende vraag sal antwoord. En dit is, bely julle en glo julle dat hoewel ons kinders in sonde gebore en ontvang is, nog steeds aan God behoort en daarom juis gedoop moet word. Bely julle en glo julle aan die Bybel, soos ons dit hier in die gemeente leer, dat dit die ware en volkome leer van verlossing is en dat dit vir ons vertel wie God is. En aanvaar julle, hierdie wonderlike mense wat voor julle sit vandag, as getuies, maar ook hulle verantwoordelikheid, dat hulle julle sal help met die grootmaak van Lia. Wat is julle antwoord? Liewe gemeente, aanvaar julle dan ook die verantwoordelikheid om hierdie nuwe dopeling in julle teenwoordigheid te ontvang en ook julle verantwoordelikheid om hulle te help en vir hulle as ouers te bid in die grootmaak van klein Lia. Wat is julle antwoord? Dan gaan ek voort om vir die doop te kan bedien. Julle kan maar kom staan. Kan sê, ja, hy's ook so gedoop. Lia Marie, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Lia, ons eien al God se beloftes vir jou toe. Jy behoort nou aan hom. Jy is sy eiendom. Kom ons bid. Here Jesus, baie dankie vir hierdie voorreg om met 'n bietjie water 'n kleintjie se kop nat te maak, klein Lia se nat te maak en vir haar te herinner dat U Uself nou aan haar en haar ouers verbind het. Seën hulle met haar grootmaak en mag dit alles tot eer van U naam wees.
Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Staan net so, ek wil net vir julle 'n Bybel bring wat ek verduidelik het. Net weet ek vir julle verduidelik hoekom 'n kind 'n doop Bybel kry en 'n kers. Bybel is om te leer en die kers is om vandag te vier, want dit is haar doopdag. Baie geluk en baie seën vir julle, hoor. Julle kan maar gaan sit, dis reg. Bietjie water op en daar slaap sy wonderlik. Vriende, ons gaan saam die Here loof. Ons het die doop bedien, ons het die doop ervaar. Wat 'n voorreg is dit om vanoggend dit dan juis ook so te kan beleef. Vriende, voordat ons Bybels oopmaak en saam lees, kom ons bly in hierdie oomblik en ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid mag wees. Here, baie dankie dat ons dit kan waag om na hierdie gebou toe te kom en te kan weet dat U met elkeen van ons 'n afspraak het. Dankie Here dat ons vanoggend vir elkeen wat in hierdie gebou is en hulle wat weens omstandighede nie hier kan wees nie, kan kom bid en kan vra dat U liefde oor hulle sal wees in hierdie dag. Here, ons dink aan hulle wat op ons gebedslys is, wat siek is, Here, wat behandeling kry, wat uitdagings in hulle lewe het rondom hulle gesondheid, rondom hulle fisiese toestand, hulle finansiële posisie. So kan ons dit opnoem, Here, hulle verhoudings. Maak nie saak wat die behoefte is, Here, ons kom bely vanoggend, ons het U nodig in ons lewe. Ons bely dat ons niks sonder U kan doen nie. Here, ons kom erken dat U die grootte en almagtige God is. Dat U die skepper van hierdie hemel en aarde is. Here, ons kom erken dat U hier nou elkeen van ons wil ontmoet. En ons nooi vir U, Here, kom wys vir ons. Here, dankie vir elke druppel wat hierdie afgelope week in ons omgewing geval het. Ja, Here, ons weet daar is nog baie reën nodig, Here, maar ons weet ook dat U op U tyd dit sal stuur. Maar baie dankie vir dit wat ons ontvang het. Here, meer nog, dankie dat ons vandag Epifanie kan afsluit en 'n brug kan bou na lydenstyd toe. Mekaar kan herinner die volgende 6 weke. Wat is die lyding wat U moes deurmaak, sodat ons vandag vrygekoop kan wees? Mag ons opnuut vanmôre besef hoe groot en wyd en diep U liefde vir ons strek. Seën ons in hierdie oggend saam. Amen. Vriende, ons is by Psalm 99. Ons gaan net so 'n paar versies daar uit saam lees, so en die wat saam die Bybels gebring het, is welkom om dit oop te maak en dan saam te volg of op die skerm te volg soos dat ons dit lees. Psalm 99. Die Here regeer. Luister mooi wat skryf die psalmdig. Die volke erken bewend sy gesag, sy troon oor die geribs, die aarde sidder van ontsag. Groot is die Here, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet U groet en gevreesde naam prys. U is heilig. U is die magtige koning, U het die reg lief, wat reg is, het U tot stand gebring. U het die reg en die geregtigheid in Jakob gevestig. Prys die Here ons God, kom buig in aanbidding voor hom, hy is heilig. Moses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Hulle het die Here aangeroep en hy het hulle gebed verhoor. In 'n wolkkolom het God met hulle gepraat en hy het sy voorskrifte gehoorsaam, die opdragte wat hy hulle gegee het. Here ons God, U het hulle gebede verhoor. U was vir hulle 'n vergewende God, maar een wat ook hul sondes
gestraf het. Prys die Here ons God, buig voor hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig. Vriende, ons lees net so ver, mag die Here hierdie woord aan ons seën, as ons 'n bietjie met mekaar daaroor praat. Nou, soos ek vir u net genoem het, die oorgang van Epifanie na Lydenstyd, volgende Sondag is Lydenstyd, vandag is dan nou die laaste Sondag in Epifanie tegnies gesê, maar dit is ook die verheerlikingssondag. Dit gaan oor om God te verheerlik, om eer en lof aan hom te kan bring. Maar dit gaan ook oor om te besef, met wie het ons hier te doen? Wie is hierdie God oor wie ons praat? Wie is dit, soos is dan in die Hebreëus sê in die Ou Testament, wie is Jahwe Elohim? God die Almagtige. Jahwe is God se naam in die Ou Testament en die Hebreëse Bybel, wat beteken die Almagtige. Ek is. Nou Psalm 99 vorm deel van ander psalms, daarvan Psalm 93 af tot 99, eindig van 95 tot 99 en 93, gaan oor, hulle noem dit troonbestuigingspsalms. Dis psalms wat gesing is as die koning op sy troon geklim het. Ons weet mos in die Ou Testament was daar 'n konings in die Bybelse tyd, en as hulle op die troon gaan sit het, dan sing hulle hierdie psalms. Maar eintlik is die psalms geskryf vir die groot koning, God die Vader. En dit gaan oor daai laaste deel in ons tema, God is heilig. Wat beteken dit vir ons vandag as gelowiges, as ek en jy mekaar herinner, dat God is heilig? En die eerste ding wat by my opkom, is om mekaar te herinner, dat die God wat ek en jy aanbid, baie, baie groter is, as wat jy enigsins met jou beperkte verstandelike vermoë hierbo kan indink. Jy kan, met respek gesê, hom nie in 'n boksie sit nie. Jy kan hom eers probeer uitredeneer en probeer verstaan nie. God is net baie groter as dit. Baie. En die eintlike ding gaan eintlik daaroor, vriende. En ek wil dit klink nou seker plat as ek so sê, maar die Here God is nie jou speelmaatjie nie. Hy is nie iemand wat jy maar net so met die verbygaan kan mee praat en ja, ons weet, ons kan elke oomblik met God praat maar daar moet respek wees. Daar moet ontsag wees. Maar ons samelewing het 'n plek geraak dat ons sommer maar net so in die hardloop dit aanvaar dat ons nou maar met God moet praat, kan praat. As ek en jy gaan sit en tyd spandeer en gaan lees, dan besef ons, God is heilig. Hy is baie, baie groter as wat jy jouself kan indink. En dit is wat op verheerlikingssondag die streep wil wees. Op 'n verheerlikingssondag wil ons opnuut vir mekaar kom sê, die God wat ek en jy aanbid, is groot. Hy is almagtig. Hy is tot alles in staat. Die vraag eintlik vir oggend vir elkeen van my en jou is, glo ons dit? Glo ons dat die God wat bymagtig is om enigiets te doen, uitkoms kan gee, ook op enige plek? Ja, die antwoord is ja, onomwonde. Dan kom die vraag eintlik weer terug na jou toe. Maar hoekom is ons dan so negatief oor die lewe? Hoekom kla ons so oor alles? En ek dink die antwoord is heel eenvoudig. Ons besef nie die grootheid en die heiligheid van die almagtige Vader nie. Ons dink met ons menslike beperkte vermoë daaroor.
In die ou Hebreëse Bybel praat hulle van as God aan mense verskyn het, hy het baie aan die volk verskyn, in die wolkkolom, in die vuurkolom, lees ons daar in Eksodus. Ons praat van 'n teofanie, die oomblik as God na die wêreld kom en met die mens praat. Besef julle die grootste teofanie wat plaasgevind het, toe hy sy eie seun na die wêreld gestuur het. En ons gaan dit oor 6 weke vier ons Paasfees. Vier ons die kruisiging van die Here Jesus en die opstanding van hom. Dis die grootste gebeurtenis in die geskiedenis. En het jy al daaraan gedink? Dit gryp nog die hele wêreld se verbeelding aan. Reg oor die wêreld word Paasfees gevier. Dis die God wat ek en jy aanbid. As ek en jy in God se teenwoordigheid kom, en wat ons net ook later met die nagmaal gaan doen, dan wil ek vir jou uitnooi, om 'n bietjie te dink vanoggend. Hoe ervaar ek hierdie heiligheid? Hoe ervaar ek dit om in God se teenwoordigheid te wees? Want jy sien vriende, die wêreld wat ons leef elke dag, vra van my en jou sekere opofferings. Dit vra van ons om op 'n sekere manier te leef, te praat, te beweeg en dinge te doen. Heiligheid met God, glo ek, is om respek te hê. Om te weet dat hy jou meerdere is en jy is klein. Jy is eintlik 'n wurmpie. Maar tog, in sy genade sien hy jou raak. Ons het nou die dag by die Bybelskool interessante hele gesprek gehad rondom respek. En ons glo dis een van die boustene van 'n waardegedrewe samelewing. En oral kom jy agter dat respek is besig om by die venster uit te vlieg. Jy sê nie my nie. Dis die reaksie wat ons kry. Mense neem aan, maar ek kan doen wat ek wil. Ek wil nie by die reëls bly nie. Vriende, as jy nie vir jouself respek het nie, gaan jy nie vir ander respek hê nie. As jy nie besef hoe groot en almagtig die heilige God is nie, gaan jy nie besef hoe jy hom kan aanbid nie. Mag ons op Verheerlikingssondag net opnuut vir mekaar kom herinner. Ons moet met respek God hanteer, maar ook mekaar. Ek wil afsluit om vir julle 'n beeld gee, of 'n idee te gee van hoe heilig eintlik God is. En dit is, kyk 'n bietjie na die son. Okay, daai foto is 'n bietjie nader aan die son geneem. Wel die paar laaste tyd wat ons so warm gekry het, het ons ook gevoel ons is so naby aan die son gewees. Maar in elk geval, die son is 'n bol vuur. Nou is ek is nie wetenskaplik nie, maar wat die slim ouens sê, wat bestaan uit waterstof en helium, wat heeltyd aan die kook is. Iemand moes dit gemaak het. God het die son gemaak. Nou die son bestaan nou al vir miljoene jare. Hulle sê die son gaan nog vir 6,5 biljoen jaar nog geld. So het God hom perfek gemaak. En nou hier is die wonderlike. As jy aan God dink, soos die ou rabbies gesê het, dis God se skaduwee. Die son is God se skaduwee. Ek kan nie eers my oë gaan kyk, ek gaan my oë heeltemal opmors as ek direk in die son kyk. Dit is die almagtigheid van die God waarmee ek en jy te doen het. Dit gaan eintlik jou verstand te bowe.
Maar as ons in hierdie teenwoordigheid van hierdie almagtige God is, dan wil ek afsluit met die woorde van Eugene Peterson. Dit gaan ek nou my mooiste Engels vir julle lees, want die Engels verduidelik dit net so bietjie mooier. Holiness is the quality in God that cares about our sin, and it is the capacity in Him to do something about it. When sinners worship a God of holiness, they are lifted to His level. Gaan dink daaroor. Gaan dink daaroor dat God die kwaliteit en die kapasiteit besit om vir jou en my op te lig. Dit is hoe heilig hierdie God is. Amen. Kom ons word stil voor die Here. Ja, Here, ons waag dit om vanoggend in U teenwoordigheid te wees, om opnuut net weer besef, Here, hoe groot en almagtig U is. Maar Here, U is heilig, en U wil juis hê ons moet by U wees, want U wil vir ons kom oplig en optel, sodat ons kan ervaar wat dit beteken om heilig te wees. Amen. Vriende, kom ons bely ons geloof. Ons doen dit hardop saam asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar sit. As ons by die nagmaaltafel is en aansit en met ons wyn of druiwesap of 'n stukkie brood, wil ek jou nooi om net saam die tafelgebed te doen voordat ons die tekens gebruik. Here, baie dankie dat ons nou onsself kom toewy, te kom bely, eerstens ons geloof te bely en ons geloofsbelydenis, maar Here, ook ons eie mens wees, net hier voor U te kom neersit. Vergewe ons, Here. Vergewe ons waar ons disrespekvol teenoor U optree, of selfs van U praat. Here, vergewe ons waar ons nalat om heilig te wees. Here, vergewe ons waar ons soms so op ons eie paaie dwaal. Dankie dat ons vanmôre opnuut weer aan 'n nagmaaltafel kan kom aansit en kan kom vier die verlossing wat vir ons verdien is. Seën die tekens nou wanneer ons dit gebruik. Amen. Geliefdes, vriende, as ons die brood neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat die Here Jesus se liggaam stikkend gebreek is as versoeningsoffer vir jou en my lewe. Kom ons vier dit vanmôre.
Vriende, geliefdes, as ons die beker van danksegging neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat sy bloed gevloei het, as 'n prys wat betaal is, vir versoening tussen jou en God. Here, dankie dat U ons gevoed het. Dankie Here vir die tekens wat vir ons herinner het aan wat het ons nou gedoen met die nagmaal. Dankie vir die brood, dankie vir die wyn en druiwesap. Dankie dat U vir ons daardeur kom leer, dat ons vergifnis kom van U af, Here. Dankie dat U ons vryspreek, maar ook vir ons kom help om met hoop te lewe. Amen. Vriende, baie dankie. Mag julle hierdie nagmaal gebruik en hierdie lydensityd wat voor lê ook gebruik as 'n tyd van refleksie, nadink, terugkyk en hoe kan ek my geestelike lewe beter maak. So baie seën en sterkte vir elkeen van julle. Ons het na die diens is daar heerlike sap en koffie en daar is so 'n bederfie by elke nagmaalsdiens het ons dit. Die kinders gaan net na hulle klasse asseblief vir die kategese. So kom ons sluit af met 'n wonderlike lied van Ons is gewone mense, Here kleipotte wat kan breek. Kom ons staan en sluit af. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan na huise in sy vrede. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap en vriendskap van die Heilige Gees sal by julle wees en aan julle sy vrede, sy volle shalom gee en julle gebede verhoor. Die Here seën julle. Amen.